Baie hartlike welkom aan jou by hierdie geleentheid. Dit is my gebed dat ons Koning Jesus se naam in hierdie volgende paar minute verheerlik sal word. In die Johannes Evangelie vind ons 7 ek is uitsprake wat die Here Jesus gemaak het om homself aan ons as mense bekend te stel. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik dink in 'n curriculum vitae. Wat is die doel van 'n curriculum vitae? Dis 'n persoonlike getuienis van my en jou karakter wat vir mense vertel wie ek en jy werklik is of natuurlik veronderstel is om te wees. Die 7 ek is uitsprake in die Johannes Evangelie laat my dink aan Jesus se curriculum vitae, waardeur hy vir ons vertel wie hy is en hoekom hy na hierdie wêreld toe gekom het. En vandag praat ons oor Johannes 10 vers 1 tot 10, oor die ek is uitspraak waar Jesus sê, ek is die deur, die toegang tot die hemel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nie 'n onbekende God aanbid nie, maar 'n Vader wat vir ons kom sê, ek het jou op jou naam geroep. Wat vir ons in Jesaja kom sê, selfs al sou 'n moeder haar eie kind wat sy in die wêreld gebring het vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie, want ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Dankie vir die voorreg om so 'n Vader te kan aanbid. En seën ons saam wees in hierdie paar minute in Jesus se naam. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik aan 'n deur dink, die voordeur van jou huis. Wat is die doel van daardie voordeur? As dit oop staan, gee dit vir mense toegang tot jou huis, waardeur hulle jou huis betree. As die deur gesluit is en toe is, dan bied daardie deur beskerming aan die mense binne in die huis en dit hou gevare soos boosdoeners buite. En dwars deur die Bybel het die deur 'n simboliese betekenis. Kom ons dink vir 'n oomblik aan Eksodus 12 met die uittog uit Egipte. Net voor die uittog uit Egipte het die Here vir die Israeliete gesê dat elke gesin 'n lammetjie moes slag, 'n jaar oud lammetjie sonder gebrek. En dan moet die bloed van die lammetjie aan die deurkosyne van die huise gesmeer word. Want daardie nag sou die dood van die eersgeborenes, die 10de plaag plaasvind. En die doodsengele sou die deure wat bloed aan hulle kosyne gehad het, verbygaan en die mense wat in daardie huise was, se lewens sou gespaar bly. Die res van die huise wat nie met bloed gemerk was nie, sou die eersgebore kind in elke huis sterf. En die Hebreërskrywer sê vir ons so pragtig dat Jesus die paaslam geword het. Deur sy bloed aan die kruis het hy vir my en vir jou gemerk. En as ons met sy bloed gemerk is, dan sal ons die ewige lewe beerwe. En Johannes 10 vers 1 tot 5 sluit aan by 'n baie bekende by baie bekende tradisie in Palestina in Jesus se tyd. Daar was baie herders wat skape opgepas het. As dit aand geword het, het hulle die skape in krale ingejaag. Verskillende herders het dikwels hulle skape in dieselfde kraal ingejaag. Die krale was gewoonlik gebou uit klipmure of uit takke met een ingang daarheen. Wat dan ook gebeur het, is dat baie van hierdie herders het hulle skape baie goed geken. In so 'n mate dat hulle dikwels vir hulle skape spesifieke name gegee het.
Die volgende dag, as die herders die skape uitlei, het die herders hulle skape op hulle name geroep. Hulle het hulle name geken. En as hulle nie 'n naam gehad het nie, het hulle hulle herder se stem geken. En hulle sou nooit agter 'n vreemde herder, wie se stem onbekend was, aanloop nie. En dan was dit ook die gebruik, dat een van die herders in die nag, voor die ingang van die skaapkraal geslaap het, om doodseker te maak, dat daar nie diewe oor die mure spring om die skape te steel, of roofdiere ingaan, om die skape te verskeur nie. En nou kom Jesus in Johannes 10, en hy kom sê hierdie pragtige ding, vers 2, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. En dan sê Jesus baie spesifiek in vers 7 tot 9, dit verseker ek julle, ek is die ingang, die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. Wat sê die Here Jesus vir ons hier? In een kort sin sê hy vir ons, daar is geen toegang vir my en vir jou tot die hemel, as ons nie deur die hemelse deur, Jesus, daarheen gaan nie. Dan sien ons dat hier 'n baie belangrike waarskuwing uit hierdie gedeelte na my en jou toe kom. En ons kry dit in Johannes 10 vers 1. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Dan sê Jesus ook in Johannes 10 vers 10 die volgende: 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die waarskuwing is dat daar in hierdie wêreld waarin ek en jy leef, 'n geestelike stryd aan die gang is. Efesiërs 6 se laaste gedeelte sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. En daarom moet ons daagliks die wapenrusting van God in Efesiërs 4 aantrek. En ek het by myself gewonder, wie is die rowers? Wie is die rowers in die tyd waarin ek en jy leef? Johannes 1 vers 4 sê, moenie elkeen glo wat in die naam van Jesus Christus na jou toe kom nie. Want daar is baie vals leraars en profete. Hulle is onder andere diewe en rowers. En dan sê Johannes 1 Johannes 4, hoe gaan ons die ware kinders van die Here uitken? Die ware profete en leraars. Elkeen wat bely dat Jesus Christus die Seun van God is wat mens geword het en onder ons kom woon het, is 'n ware kind van die Here. Ek het gedink, wat sal ons nog as rowers en diewe sien? Ek het gedink aan 2 Timoteus 3, wat sê in die laaste dae, voordat die Here Jesus terugkom, sal daar baie mense wees wat godsdienstig is, maar hulle sal nie meer die krag
van die godsdiens ken nie. Godsdiens kan 'n rower en 'n dief wees. Enige godsdiens wat nie die Here Jesus Christus as deur na die hemel, as ingang of hek na die hemel toe verkondig nie, is 'n dief of 'n rower wat met 'n valse boodskap na ons toe kom. En daar's 'n baie bekende ding wat ons deesdae hoor in die samelewing, en dit maak nie saak in wie jy glo nie, solank jy net in 'n God glo. Maak nie saak of dit Boeddha of Allah of Hindoeïsme is nie, solank jy net glo, sal jy in die hemel kom. En dan sê die Here se woord vir ons in Johannes 14 vers 6, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, niemand kom in die hemel, as hulle nie deur my as die deur, die toegang tot die hemel kom nie. Daarom wil ek vir julle aanhaal uit Johannes 10, vers 2 tot 5, wat so pragtig sê, dat ek en jy is die herder se skape. Wie is die herder? Jesus is die herder in hierdie verhaal. En ek en jy is sy skape. Daarom lees ek van vers 2 af, weer 'n keer. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Sy skape ken sy stem, deur die leiding van die Heilige Gees, wat binne in ons woon. Daarom is daar daardie pragtige woorde in Johannes 7, vanaf vers 37 tot 39, waar Jesus sê, almal wat dors het, kom en drink van die water, en ek sal vir julle strome van lewende water gee, wat uit julle binneste sal uitvloei. En hiermee het hy verwys na sy Heilige Gees, wat in ons woon. In Romeine 8 sê Paulus so mooi, in Christus is ons mede-erfgename van alles wat die Here God as Vader aan sy Seun Jesus geskenk het. Daarom is ek en jy dra ons reeds die skat van die ewigheid, van die hemel binne in ons, hier op aarde. In Jesegiel 34 verwys Jesegiel na Israel, wat verward, soos verwarde, verlore skape rondgehardloop het, en nie geweet het waarheen hulle op pad is nie. En dan kom ons hemelse Vader, en hy sê, ek sal vir hulle 'n herder wees, sodat hulle weer 'n vaste koers kan inslaan. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ek wil kortliks saamvat. Die deur in die Bybel het 'n simboliese betekenis. Dink aan die uittog uit Egipte. Elke huisgesin wat se deurkusyn gemerk was met die bloed van die paaslammetjie, sou bly lewe. So is dit met my en jou. Wanneer ek en jy gemerk is met die bloed van ons middelaar Jesus Christus, sal ons verseker in die hemel kom. Jesus Christus, sê die Hebreërskrywer, het alle Ou-testamentiese bloedoffers kom vervang. En hy het die eenmalige volmaakte offer gebring, sodat ek en jy ons vertroue in hom kan stel, en dan alleen sal ons gered word. So word Jesus deur die ek is uitspraak van ek is die deur uitgespel as die hek, die ingang, die deur na die hemel.
En ek wil graag 'n uitdaging aan jou en my rig. Daar is 'n pragtige teks in Romeine 3 vers 20 wat ons baie goed ken, wat ek nou weer vir jou wil lees. Hier word weer van 'n deur gepraat. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Het ek en jy al die deur waaraan Jesus klop oopgemaak? Moenie huiwer om dit te doen nie. Want deur dit te doen, is daar vir my en jou oorvloedige lewe. Amen.